'n nuwe Rubicon word ontbloot. Ek is Matthys Petrus Zondag. Ek is gebore in die Langkloof, die plaas Diepsloot, op 23 September 1953. 26 September 1953. Die plaaslewe was vir my ongelooflik. My oupa Thys en Ellen, die plaas het aan hulle behoort wat hy later verkoop het. My hele liefde vir die natuur buite het ook begin toe ek altyd met skoolvakansies het ek met die ou spoorwegbus gery na die Langkloof toe, na my ander oupa en ouma se plaas, waar my ouma my altyd met die punt 2 laat skiet het. Ek dink, omdat 'n mens die natuur beleef het, en jy gehoop het dat jou militêre loopbaan gaan jou vat daar waar 'n oorlog vereis, dit wat 'n mens maar gesien het in films en wat jy gehoor het by van die ander manne, dink ek het dit vir jou iets in jou opgewel, wat vir jou sê, hierdie is wat ek graag sal wil doen. So ek dink ja, die plaaslewe en die feit dat 'n mens groot geword het met wapens, en jy verantwoordelik groot geword het met wapens, dink ek was 'n baie belangrike bakermat, om dan 'n besluit te neem aan die einde van die dag om weermag toe te gaan. Ons het op die ou end het ek geëindig by Andrew Raby Hoërskool in Port Elizabeth, waar ek gematrikuleer het. En in 1972, hierdie 5de Januarie 72, toe ons op die trein op pad Heidelberg Gimnasium toe. En ons het by Heidelberg Gimnasium met ons toe nou as dienspligtiges begin. Ons is toe oorgeplaas omdat ons die wat aangedui het dat hulle staande mag wil aansluit. Ons is toe oorgeplaas na Charlie Company, waar ons met stafsergeant Ikerman te doen gekry het. 'n man wat absolute standaarde gehad het, wat jou gedryf het tot by daantjie in die Kalarok, maar dit het jou gevorm. En wat belangrik was, ek dink van daai basiese gedeelte, daai aanvanklike gedeelte. Baie mense het probleme daarmee gehad, maar dit het ryk, arm, almal het dit op dieselfde vlak gebring van dissipline. Ek dink dis een van die dinge wat ons eintlik verloor, maar dissipline is seker die mees belangrike ding. Ek het geleer dat 'n mens moenie compromise nie. Jy moet seker maak van watter standaarde jy wil hê, en jy moet daai standaarde toepas en jy moet nie daarvan afwyk nie. Dit was nie nodig om ongeskik te wees oor om dinge reg te maak. Jy kon op 'n baie mooi manier dit regmaak, alhoewel mense koppe partykeer maar uitgehak het. Maar oor die algemeen het jy geleer dat daar's 'n mooi manier om standaarde af te dwing, en daar's 'n ander manier om dit af te dwing. Maar die mooi manier was eintlik waaroor dit gegaan het. Want dan het mense na jou geluister, mense het samehorigheid met jou gebou, en jy kon vorentoe gaan saam met daai mense as 'n span. Kyk, die werklike oorlog, as jy gaan kyk na Willem Steenkamp se boek, het al in 1966 begin. Oorwegend polisie in klein groepies mense. Ander mense skryf dat hy eers hier in 1972 tipe van ding begin. En ja, ons in 72 het al reeds geweet, daar's dinge aan die gang. Ons het gedink, ons het 'n formidabele weermag met R1 Saracens en 'n paar 25 ponders en daai tipe van uitrusting, maar die lugmag het natuurlik 'n paar Mirages gehad en daai tipe van dinge, bakkeneers. So ons het gedink, ons het 'n formidabele weermag. Tot ons toe uiteindelik besef hier teen 76, toe minister P.W. Botha begin het dat ons regtig goeie wapens en goeie stelsels veral vir die leer in plek gesit het. So ja, ons het geweet, ons berei die manne voor vir oorlog. Nie dat hulle op daai stadium moontlik sou ingegaan het nie, maar ons het voorberei soos vir oorlog. Na infanterieskool is my eerste eenheid 6 SAI, soos ek gesê het, en toe van 6 SAI word ek verplaas as 'n stigterlid na 11 Kommando. Ons is toe operasionele gebied toe, land op Katima Malilo, en ons is toe uit na 'n buitebasis waar ons omtrent so 3 dae was, en daarna het ons geskuif na Sefuna basis toe. Daar het ons ding gedoen, patrollies geloop tot ver in Angola, en ons was gelukkig, ons het geen verliese gehad nie. Maar van Sefuna basis, wat interessant was van hom, is die kaplyn, soos wat die kaplyn gebou was, het die een hoek van die basis, het die kaplyn so om daai hoek gegaan. So ons was eintlik in
terrein van Angola en Zambia was net aan die oorkant van die rivier. Dit was nogal 'n besondere 3 maande. Na hierdie tydperk in die Caprivi-strook is toe uiteindelik terug na 11 Kommando toe en daar het ons aangegaan met konvensionele oorlogvoering. En ek is toe aanvaar vir offisierkering en ek is toe by 11 Kommando weg en ek is militêre akademie toe. Ek het toe klaar gemaak fase 2 as die beste student. Ek dink dit was maar moontlik omdat die ander ouens nie so hard wou leer, hulle het maar net harder gespeel. En daarvandaan af het ons op 'n akademie toer gegaan, wat eintlik 'n baie belangrike gedeelte was van ons opleiding as jong offisiere, want nou het jy gegaan na al die korpsskole, panserskool, artillerieskool, genieskool, totdat jy op die einde by die mediese ouens uitgekom het. Nou by panserskool, toe ons daar aankom, toe sê Samuel Gibson wat ons die opleiding gee op gevorderde kaartlees en toetsers en sulke goed. Toe sê hy vir ons, wil ons nie valskerm spring nie, want hy's 'n vlieënier en hy kan reël laat Major Blikkies Blighnout ons valskerm laat spring. Ons sê toe vir hom is reg, so wat hy toe doen om die tyd in te werk. Ons begin vroegoggend met klas, dan gaan woon ons panserskool se parades by, kom terug en ons doen ons lesings tot so 3 uur die middag en dan daarna gaan spring ons valskerm. Die dag voor ons moet spring, die dag voor ons moet spring, ja. Dan weet hulle my, ek moet sorg dat ek by 3 militêre hospitaal kom vir 'n mediese raad. Want toe het ek nog 2 knieoperasies gehad en ek is in vir my mediese raad en hulle sê toe vir my ek moet 'n korpsoorplasing uit die infanterie vat na 'n steenkorps toe, want met my knie gaan ek dit maak nie, want daai tyd was ons mot infanteriste. Die mediese raad het toe klaar gesit en ek terug klas toe en ek sê vir die manne, nee, ek is reg, my mediese sertifikaat sal kom, want jy mag nie gespring het as jy nie 'n mediese sertifikaat het nie. Sê ek, my mediese sertifikaat moet kom, hulle moet nie bekommer nie, alles is reg. Nou so het ons toe 7 statiese lynspronge gedoen en 2 vryvalle, ons 'n mooi sertifikaatjie gekry en tot vandag toe het my leer daar nog nie 'n mediese sertifikaat op nie. Maar wat interessant was daai vryval, my eerste vryval wat jy eintlik moet gaan en jy moet tel tot by 2003, 2004 en dan trek jy oop. My eerste sprong was so 2001, toe trek ek al, ek kon amper die ribkort van die vlieënier gee. So sê Blikkies vir my man, is omdat jy eintlik bang was, dit is hoekom, toe sê ek, ja, nou weet ek hoekom ek die valskermkursus klaar gemaak het nie. So, ons het toe daai ding weer gedoen en toe teen die tyd wat ons toe by diensvakskool kom. Toe hoor ek net gou, want op daai stadium het diensvakskool die steunbasis in personeel, finansies en krijgsbehoefte diens ingegaan en ek het toe gekies in die krijgsbehoefte dienskort, want daar was toe goed soos ligvoorsiening wat jy operasioneel kan deelneem en natuurlik onderhoud te velde wat jy kan uitgaan en jou logistiek kan doen. So dis hoe ek toe op die ou end in daai tydperk in die steundienste gekom het. Dit na mediese raad. Die ou hondeskool word toe krijgsbehoefte dienskool hier in Voortrekker Hoogte en ek is die junior leier, bevelvoerder. Want ek meen ek is mos toe nou die knekelloper wat daar aangekom het en dit was nou die bynaam vir ons as infanteriste. So die logies het nogal daarvan gehou om my te byt op dit oor die dissipline. Want dit wat jy geleer het op kursus 397R het jy jou hele loopbaan saam met jou gevat. Jy het regtig niks geduld wat uit lyn uit was nie. So ons het junior leiers opgelei op daai stadium. Ons het oefeninge geskrywe, stapoefeninge, alles wat ons by die akademie geleer het, kon jy toe inbring vir jou eie junior leiers en ons het die nodige gedoen. Daarvandaan af, toe ek nou klaar maak daar, as ek deur na een onderhoudseenheid toe, het ek die hoofinstrukteur geword daar, by 'n man met die naam van Ken Greef, hy is toe 'n kommandant daar, en hier teen Oktober is my tweede seun Richard gebore in Kimberley, en ons is daarvandaan af, word ek toe gestuur sektor 10 toe, om af te los vir Gerard Kordier wat toe op stafkoers voorkursus gaan.
Sektor 10 is nou reg in die noorde in Novamboland van Suidwes-Afrika. En ek is nou daar op afgedeelde diens as logistieke stafoffisier eenheid, so nommers gehad wat jy, en SSO's en majore en goed, maar ek was nou die stafoffisier as 'n major daar. En toe hoor ek dat Ken Grewe toe al weg is by 5 onderhoudseenheid by 1 onderhoudseenheid in die korpsdirekteur geword het. Hy kom kuier by 1 onderhoudseenheid. Ek sê toe vir Gesina, luister, ek dink jy moet oorgaan, dis 'n middagfunksie. Gaan oor met die kinders, gaan sê net hallo vir die direkteur en hoor wat hy beplan. So gemaak, sy's in, hoor by hom wat gaan aan, sy groet hom. En hy sê, en hy kyk haar so en hy sê vir haar, wie wat? Ek sommer hulle stuur julle sektor 10 toe. En sy sê vir hom, totsiens, kolonel. Hy sê, hoekom, waar gaan jy nou? Sy sê, nee, ek gaan pak, ons is op pad. Nou ek dink dit het toe gelei daartoe, dat toe die spook loop, wat ons genoem het, die spook, as bevordering so goed deurkom, dat ek toe word die bevelvoerder by 5 onderhoudseenheid. Ons is op pad 5 onderhoudseenheid toe, Clive Giles word die SO1 logistiek wat ek waargeneem het. Ons is op pad soontoe, ons is in Desember daar. Ons kom op Oshivello aan 'n singplaatgeboue. Die vrouens sê nee. Hulle slaap nie in hierdie singplaatgeboue nie, maar Clive het toe al 'n huis in Oshakati waar Gerard gebly het, hy is toe klaar weg. Stafkursus, daar gaan ons. Gesina ry shotgun met my 7 skoot Smith & Wesson en daar gaan ons. Ons jaag nou deur, ons gaan in Oshakati bly klaar. Kom in Oshakati, bly oor en die volgende dag rapporteer ek by 5 onderhoudseenheid. Nou, dis nou hier waar my logistieke loopbaan begin. Na die episode by 1 onderhoudseenheid wat Gesina en die direkteur gesels is ek nou bevorder en ek word onderhoudseenheid bevelvoerder. Nou word ek eintlik vir die eerste keer 'n logistieke man. Nou 5 onderhoudseenheid wat nou heel in die noorde gesit het, was afhanklik van die hele verbindingslyn wat geloop het deur Grootfontein tot agter in die Republiek by al die verskillende depots van waar jy jou uitrusting gekry het. So as jy iets skielik baie dringend nodig gehad het by 5 onderhoudseenheid wat jy moes versprei het na die bataljons wat oorwegend infanterie bataljons was, dan moes jy nou jou aanvraag insit, dit het deur sektor 10 hoofkwartier gegaan, wat nou in Novamboland was, en van daar af het dit dan teruggegaan. Deur NLK, al die verskillende hoofkwartiere het dit goedgekeur, Swaag gebiedsmag hoofkwartier, en dan op die manier het jy dan dinge teruggekry. So dit was 'n baie lang verbindingslyn om die nodige te doen. Maar in Grootfontein was daar 'n tweede lyn reserve. Hulle was eintlik wat jy genoem het in die verbindingsstrook, en ons wat dan in die operasionele gedeelte was, het ons in 5 onderhoudseenheid tweede lyn steen gehad, en die eenhede het hulle eie eerste lyn steen gehad. Hier op 'n stadium, toe die vorige bevelvoerder nou teruggaan vir Kersfees huis toe, en ons begin loop deur die eenheid, ek self met 1 of 2 van die manne. Nou kom ons hier in die wapenstoor, kom ons spesifiek af op 'n ding. Ek vra toe vir die manne, wat is die? Sê hulle, dis 'n versier van 'n artillerie stuk. Ek sê, maar wys my waar is dit op die boek? Die manne begin hy boeke blaai, maar hulle kry hom nie op die boek. Ek sê, maar boys, dan sien ons nou fout met daai papiere wat julle opname gemaak het en hierdie ding. En toe begin ek nou agterkom, wag, hier is 'n probleem. Die manne speel nie oop kaarte met my nie. Nou haal ek nog 'n paar ander goed uit, en ek sê toe vir die manne, okay, dit lyk nie goed nie. Ek vertrou nie hierdie storie nie, so ek gaan nie verder met hierdie ding nie, en ek gaan ook nie teken vir die eenheid nie. So land die vorige bevelvoerder hier vroeg in Januarie, maar nou is ek ook 'n kommandant. En toe hy land, toe sê ek vir hom, luister, dis wat ek gekry het en so, ek vat nie oor jy kan maar sommer op die vliegtuig, ek het jou plek bespreek, jy kan maar terug gaan Republiek toe. So is die man toe terug, en nou moet ons begin om hierdie ding oor te neem. En so begin ons met hierdie regstellings volgens hierdie audit goed en ons werk. Nou, omdat die ouens nie by hulle huise kon slaap, het dit toe redelik vinniger gegaan en het ons redelik goed gewerk.
Toe Marius van Staden toe in 84 daar kom, het hy toe 'n stelsel opgestel waar hy kon presies gesê het watter voorraad het aangekom sonder bewyse, wat het gekom met bewyse en. In November, toe kom Tesourie, die berigte oom Koos Kreer, die militêre ouens sal weet waarvan dit is, kom hy by my eenheid aan met 3 kolonelle. En ons sit en ons gesels en die 3 kolonelle dring toe daarop aan dat ek moet 'n voorraadopname sertifikaat indien wat ek weier. En die man is baie kwaad vir my en ek sê toe vir meneer Kreer, hy moet asseblief sê watter een van die kolonelle hy aanstel as die eenheidsbevelvoerder om die dokumente te teken, want ek gaan nie. Die kolonelle is toe baie kwaad vir my en hulle verlaat die kantoor en hulle is weg en ek en Koos Kreer is daar op my vloer met hierdie dokument en detail wat Marius van Staden opgestel het in sy verrekeningsseksie en ons sit en ons wys vir hom presies dat ons het 100% beheer, ons weet wat hier aangaan. Hy gee toe vir ons tesourie magtiging wat 'n rooi lyn beteken, wat beteken jy kan alles aflyn en net die voorraad wat jy op hande het, kan jy dan regmaak. Byvoorbeeld toe ek oorgeneem het, was ons besig met die oorlog in Angola. En baie van die voertuie wat ons wit olifante genoem het, wat so 30 ton trokke was, het reg deurgegaan tot in Ongiwa. En sommer daardie ammunisie afgelaai en die nodige goed en partykeer het hulle dokumente saamgebring en daai dokumente het nooit by ons uitgekom nie. So jy het altyd hierdie tipe van 'n probleem gehad en ek dink die ouens voor ons het nog swaarder gekry ten opsigte van die hantering van dokumentasie. Ons het uiteindelik op 'n punt gekom waar ons sê okay, ons is reg, ons het die rooi lyn gedoen, ons kan voorraadopname sertifikaat indien. Op daai stadium kom generaal Witkop Badenhorst wat toe GS4 is, dit wil sê hoof van logistiek. Hy kom toe in Grootfontein aan en ons moet almal afgaan, saam met generaal Joop Joubert en die bevelvoerder, almal afgaan, ons moet gaan luister na hom en hy praat met ons. Hy sê toe, hy is in Grootfontein, want hy is bang, hy wil nie in die operasionele gebied ingaan nie, maar in die meantime as hy so lank in die operasionele gebied is net nie eens waar nie. En op 'n stadium toe ek nou klaar aangebied het waar ons staan, maar almal het nou 'n beurt gehad, maar toe ek nou aanbied in waar ons staan, toe kyk hy generaal Joubert so en hy sê vir generaal Joubert, nou wat gaan jy nou met hom maak? Hy sê nee, hy moet operasionele steun doen. Dit is nodig dat hy dit doen. En hy knik so na my en hy sê, man, laat hom die werksplaas so eskadron oorneem, laat hy hom ook regmaak. Nou ja, so kry ons die eskadron, nou Tinus Potgieter wat my onderhoudskompanie bevelvoerder was, hy kry toe sommer die eskadron te regmaak op Oshakati. En so het ons nou aangegaan en die goed reggemaak. Ek dink voor dit het baie goed gebeur waar wapens en ammunisie en goed ingekom het, voordat daar 100% verrekeningsstelsels was. So ons was nou maar net in die tyd wat die vereistes deurgekom het, dat jy moet 100% verrekening doen. En ons het toe ons best probeer om dit so te doen. Op 'n stadium sit die bevelvoerders in die konferensie en hulle kla dat hulle kry nie onderdele nie. En nou gaan Brigadier Joubert so af en hy's met die SSO logistiek is hy besig en die man kan hom nie antwoord gee nie en hy kom om en hy praat en op 'n stadium kyk hy my so en hy sê vir my, nou wat sê jy? Nee, ekskuus, ek moet 'n bietjie teruggaan. Ek kry een oggend, Sondagoggend kry ek 'n oproep in my kamer. Praat met hom, is nog een van hierdie groen telefoontjies. Kry hom op, hy sê vir my, Sondag, was jy laas Sondag in die kerk? Ek sê, ja, brigadier. Hy sê, okay, sorg hy 9 uur in my kantoor, is hier in Oshakati. In my voertuig Oshakati toe, ek stap daarin. Hy sê vir my, hoe werk jy? Ek dink ek is toe so 4 maande, 5 maande daar. Hy sê, hoe werk jy? Ek sê, jy's brigadier, baie lekker, dankie. Hy sê, dis nie wat ek jou vra nie. Ek vra, hoe werk jy? As jy nie iets kry nie, wat jy aansoek, hoe werk jy? Ek sê, nee, ek stuur 'n brief vir jou mense, en ek maak NLK in Grootfontein ter info. Hy sê, en dan? Ek sê, nee, dan skryf ek vir hulle direk, jou mense ter info, en ek maak ook van die leer hulle. GS4 maak ek ter info. Hy sê, en dan?
Nou kom ek agter, wag, hierso is iets aan die broei. Ek sê nee, dan skryf ek direk vir GS4 en ek maak al die ander ouens ter info, maar nou is daar so spelings van 3 dae, 5 dae, nog 5 dae, nog 5 dae. Nou raak hierdie bevelvoerder raak kriewelig, want hierdie manne wil oorlog maak, hulle wil nie sukkel nie. Nou, uiteindelik kom hy op die punt en hy sê vir my, man, jy, onder alle verhoudinge op, van hier in my kantoor, tot by hoof van die leer, moet die briewe wat jy skryf. Ek sê, oeps, skus brigadier, ek het nou nie geweet dit gaan so maak, ek wil net hê die uitrusting moet hier kom. Hy sê, nou okay, jy werk nou net deur my stawwe, jy werk nooit weer, direk met almal nie, verstaan ons mekaar? Ja, okay, nou is ek terug by die eenheid. So, tyd later, het ons weer 'n bevelvoerderskonferensie en die bevelvoerders begin weer te kla oor hulle kry nie onderdele nie, hulle voertuie kan nie loop nie, ons moet iets ernstig doen. En hy begin en hy praat met die SSO sê niks, en hy kyk my so, hy sê vir my, en wat sê jy? Ek sê, nee brigadier, ek sê niks, jy onthou een Sondagoggend in u kantoor, ek bly streng by die prosedures wat u sê ons moet volg. Hy het 'n Lexington gerook, hy het hom altyd hier tussen en hy trek hy Lexington so, laat hy koeltjie so gloei en hy sê, wil jy weer revolusionêr moet logistiek gaan? Ek sê asseblief brigadier, as jy wil hê ek moet dit doen. Nou weet ek nie of ek hy woord moet sê nie, maar hy sê hy Lexington weer so en hy sê, fokkel op. Yes. Hy moes dit nooit gesê het nie. Toe ons eerste breek, stap ek na Tinus Potgieter toe, wat toe nou. En ek sê vir Tinus, skryf alles wat ons aangevra het, wat ons nie gekry het nie, en alles wat ons soek. Hy skryf 'n 183 bladsy sein, wat toe hardloop terug aan die ander kant toe, met al hierdie ouens ter info, maar GS4, persoonlik veraandag. En die mense beweer dat generaal Badenhorst persoonlik by 81 tegniese depot en by 81 hoofvoorraad depot en by 61 tegniese voorraad depot, dat hy persoonlik toesig gehou toe hy treine gelaai was. Ok, ek weet nou nie of dit waar is nie, maar dis wat die manne sê het gebeur. Maar so kry ons uitrusting. Vir my, omdat ek 'n infanterist was op 'n stadium en in die operasionele gebied ontplooi was, het ek besef hoe belangrik dit is dat die ou wat besig is met die oorlog, dat hy kry wat hy moet kry, eerstens vir die motivering van sy manne en natuurlik om die oorlog te kan voer. So vir my was dit eintlik baie maklik om te besef hoe noodsaaklik dit was om oor te skakel. Ek het byvoorbeeld 'n situasie gehad waar ons in 5 onderhoudseenheid sit, waar die manne kla dat hulle kry nie 60 mm mortiere nie. En ek probeer toe alles wat ek kan, maar ons kry net die mortiere uit Grootfontein uit nie. Ek kom toe uiteindelik by die kaptein uit, wat die ammunisie hanteer. En hy sê vir my, maar hy is met mortiere op sy minimum kerf. Nou dit wys so nou dat teoretiese opleiding nie altyd gewerk het nie. 'n maksimum kerf was jy het aangevra en deurgebring vir jou hoeveelheid reserve tot op jou maksimum kerf. Minimum kerf was waar jy moes bestel het. Terwyl die kaptein geïnterpreteer het, hy mag nie uitreik wat hy nou hier het nie, maar hy moet aanvra en hierdie goed moet hardloop. Toe kon ek nou vir die kaptein sê, luister, daai mortiere moet op pad wees in die lug na Swapo toe. Hulle moet nie in jou stoor lê nie, jy moet sorg dat jy ander kry. En dis die tipe van dinge wat jy teorie kon aanvul met praktiese elemente. En ek meen, binne die volgende dag het ek die 2000 60 mm mortiere gehad en hulle het gegaan.